Baie van u ken vir Dominee Jurgens Prinsloo, die seun van Dominee Jurg Prinsloo en ou Dominee Jurg ook. En ek het altyd gespot met hom, hy was ons eerste predikant daar in die strand gewees, toe ons nog strandgemeente was. En altyd gesê, ons het elke Sondag 'n bargain gekry, het 2 preke vir die prys van 1 gekry. Want hy het eers 'n preek gegee, en dan het hy Bybel gelees, en dan het hy die preek gedoen wat hy voorberei het. En ek wil nou vanoggend dieselfde doen, maar ek voel net die Here lê dit op my hart. Ek glo, die meeste van u weet dit, maar dit was nie nodig dat die klip voor die graf weggerol word vir Jesus om te kon opstaan nie. Die klip is, die steen is weggerol vir ons om te kan inkyk in die graf. Want ons is as mens ingestel op die visuele. Ons wil sien, sodat ons kan sien en weet die graf is leeg. Jesus kon uit die graf uit opgestaan het sonder dat daar die steen weggerol is. Dit is ter wille van ons om te kan insien. En ek weet nie, jy het seker al die boodskap gehoor en dalk die video daaroor gesien. Ek dink daar's video's op YouTube daaroor, oor die doeke wat in die graf gelê het, die boodskap daaraan verbonde. Die doeke wat oor die liggaam was, wat in 'n bondel was, en die doek oor die gesig wat netjies opgerol was. Dit het verwys na die Joodse tradisie, waar 'n dienskneg agter sy heer gestaan het as hy geëet het, en hy het na die doek of die servet wat die sy heer gebruik het gekyk, en as hy die doek in 'n bondel op die tafel gelos het en hy staan op, dan het dit beteken hy is klaar. Alles is afgehandel, hy kan die tafel afdek. Maar as hy die servet, die doek, mooi opgevou het en opgerol en neergesit het, dan beteken dit hy staan op, maar hy kom terug. Hy kom terug. Jesus kom terug. Die doek wat opgerol was in die graf sê vir ons en bevestig, Jesus kom terug. As jy my net 'n oomblik nog iets sal vergun, ek wil net Barbara, is die Barbara Petzer. Ek weet nie of u my onthou nie, ek het op Elsenburg saam met u gewerk, saam met Ansie Skols by die trustkantoor. Ek wil net vir u baie welkom sê vanoggend hier. Dit is 'n voorreg om u te kan sien na soveel jare, sy het afgetree en hier kom aftree by julle. Baie welkom hier. Verlede Sondag het ons Palmsondag gevier. En hier staan ook nog 'n palm waar Jesus in Jerusalem ingery het en hulle die palmtakke voor hom neergegooi het en die volk hom verwag het as 'n politieke leier of as 'n koning. Hulle het hom nie as die Messias gesien nie, want hulle het hom gesien as 'n verlosser van hierdie Romeinse juk. Maar ek wil vanoggend met u praat oor die gedagte van nederigheid, maar ons sien ook met hierdie intog van Jesus in Jerusalem, dat Jesus is nederig en hy ry op 'n nederige donkie. Ek glo die Romeinse hoofmanne oor 100 en oor 1000 en die goewerneurs en wat hulle range ook al was, en ek glo u wat perde ken Arabierperde. Mens kry die mooiste Arabierperde. En ek glo hulle het as gevolg van hulle status op hierdie statige diere gery. Maar Jesus kom wys ook vir ons sy nederigheid deur met 'n donkie in Jerusalem in te ry. Ons gaan saam lees vanoggend uit die woord van die Here. Ek dink daar is so 2 kampe. Ek dink die 2 bekendste gedeeltes in die Bybel is so kop aan kop. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. En dan ek glo volgens my wat dalk net wen is Psalm 23. Ek is altyd so bang as ek 'n diens moet voorberei, dan bid ek, dan sê ek, Here, moet asseblief net nie vir my iets gee soos Psalm 23 om uit te preek nie, want wat is nog nie gesê oor Psalm 23 nie. En daar kom wys die Here weer vir my, sy woord is lewendig, sy woord is wonderlik, dit raak nooit oud nie, dit verras ons keer op keer. En kan u glo dat uit Psalm 23 kan ons ook leer oor nederigheid. Kom ons lees saam
Psalm 23, 'n psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weë, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Jy sien, Dawid het geweet wat nederigheid beteken. As ons deur die psalms lees, is daar 'n hele aantal psalms waar hy ook verder praat oor nederigheid. As ons kyk na die eerste vers, die Here is my herder. Dawid kon ook geskryf het, my herder is die Here. Maar dan was my eerste en die Here tweede. Maar Dawid kom stel die Here eerste en my tweede. Die Here is my herder. Hy laat my neerlê in groen velde. Hy eerste, ek tweede. Hy lei my. Hy lei my. Hy is eerste. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid. U is met my. U stok, U eerste. U staf, die vertroos my. Die Here eerste, ek tweede. En U berei die tafel voor my aangesig. Altyd die Here eerste. En as ons dit doen, daar die eerste 5 verse leer dit vir ons. Die Here eerste, ek tweede. Dan kom ons by vers 6 wat sê, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly tot 'n lengte van dae. Dan word ek belangrik. Dan gaan dit oor my, maar die Here altyd eerste. Ek wil graag hê ons moet kyk na die beskrywing van die woord nederigheid, nie die definisie daarvan nie. Ek het na 'n hele paar gaan kyk, en die mees sinvolste en ek dink beste beskrywing van die woorddefinisie het ek gekry in 'n klein boekie van die baie bekende Dr. Andrew Murray, die Skotse sendeling wat aan ons almal baie bekend is. Hy het so 'n dun boekie in Engels, Humility. Ja, ons sal nie by die Engels kom nie. Ek moes Vrydagoggend die bid hier daar by die Paaskonferensie doen, en daar was so 'n paar Engelse gedeeltes in, en dit het maar rof gegaan. Ek is in die Noord-Kaap gebore en ek is Afrikaans, en toe was daar so een Griekse woord in my boodskap ook. Kon ek daarom spot, my Grieks is net so sleg soos ons predikante sin. Hy het hierdie boekie in Engels geskryf oor nederigheid, humility, en daarin sê hy dat nederigheid beteken nie om minder van jouself te dink nie. Die nederigheid is nooit jouself af te kraak nie. Beteken nie om minder van jouself te dink nie, maar dit beteken om minder aan jouself te dink. En as ons mooi dink, as ons gaan stil word en ons kyk wanneer ons ongehoorsaam was, wanneer ons gesondig het, waaroor het dit gegaan? Het dit gegaan om aan my behoeftes bevrediging te gee, aan my wil toe te gee, en aan jouself te dink. En jy weet, dis presies wat die duiwel wil hê. Maar ons moet hier baie versigtig wees om nie te veel eer aan die duiwel te gee nie. Weet jy dat daar meer verse in die Bybel is oor nederigheid as wat daar verse oor die duiwel is in die Bybel? Ons doen dikwels juis dit waarteen Efesiërs 4 vers 27 ons waarsku. Vers 27 sê, en gee aan die duiwel geen plek nie. Ons gee so dikwels meer eer en meer plek aan die duiwel as wat hom toekom.
En die duiwel is 'n verslae vyand. Ons lees die waarskuwing 1 Petrus 5 vers 8. Wees nigter en waaksaam, want julle teenstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Maar as ons regtig mooi na hierdie vers gaan kyk en dit oordink, dan sien ons dat die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Hy is 'n boelie wat pakslaag gekry het. Hy is 'n leeblik wat die meeste geraas maak. En hy loop rond en hy soek, want hy is verslaan. Hy het geen autoriteit om ons as kinders van die Here direk aan te val nie. As ek en jy as kind van die Here in Christus bly, kan hy ons niks doen nie. Maar as ons rondloop, hy loop en soek, dan gaan hy jou kry en dan gaan hy jou verslind. Maar terug na die tema van nederigheid. Jy weet, nederigheid is 'n baie interessante ding. Dit is iets wat jy aan ander mense moet bewys. Dit is iets wat 'n karaktereienskap van jou moet word. En die grootste gevaar van nederigheid is om oor jou eie nederigheid te praat. Want dan word nederigheid so maklik die teenoorgestelde. Hoogmoed. Jou nederigheid moet altyd iets wees waaroor ander mense praat, nie jouself nie. Jou eie nederigheid is iets waaroor jy self nooit moet spog of praat nie. Ek wil hê ons moet kyk na die vraag, hoekom moet ons dan nederig wees? Matteus 11 vers 29 is Jesus aan die woord en hy sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Jesus sê, ons moet nederig wees, want hy is nederig. Dit is sy hart. Dit is wie hy is. Ons het vanmôre gesing, kyk op in sy vriendelike gesig. Hy het 'n vriendelike gesig, want hy is sagmoedig en nederig van hart. En ons as mens is so geskape, ook met hierdie hart van sagmoedigheid en nederigheid. En dit was deel van ons karakter, maar die sondeval het dit ook kom vernietig. Filippense 2 vers 3 tot 5 lees ons, moenie iets uit selfsug of ydelle eer doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Want hierdie gesindheid moet ook in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Dit was Jesus se gesindheid. En ons moet bly strewe om meer en meer soos hy te word. Aan die ander kant is die omgekeerde ook waar. Ons ken die bekende Johannes 8 vers 44, dat terwyl jy ongered is, dat die duiwel jou vader is, en die wil van jou vader doen julle. En wat is die duiwel se wil? Hoe lyk sy hart? In sy hart is trots en hoogmoed. Want ons weet, dit is juis hierdie sonde van hoogmoed, wat hom uit die hemel laat val het. In 1 Petrus 5 vers 5 sê God duidelik, God weerstaan die hoogmoediges. Om te weerstaan is om mense van jou af weg te skuif. Dit is, jy wil so 'n persoon nie naby jou hê nie. Jy wil hom op 'n afstand hou. God weerstaan die hoogmoediges. Ons sien ook verder dat nederigheid is iets wat aangetrek moet word. Weer 1 Petrus 5 vers 5, daar dieselfde vers, leer vir ons, wees altyd met ootmoed, en dis 'n ander woord vir nederigheid, wees altyd met ootmoed of nederigheid bekleed, in onderdanigheid aan mekaar. En jy weet, ons as, ek wil amper sê, moderne mense, is vandag so goed in reg aantrek vir die regte geleentheid. Ons gaan nie met ons kerkklere daar op die plaas in die bos gaan stap nie. En as dit by sport kom, julle kinders veral weet, jy gaan nie met 'n hokkiestok op 'n tennisbaan gaan nie. Ons gaan nie met rugbytokse op 'n cricketveld gaan nie.
Ons trek die regte klere vir die regte doel aan. En ons sien ook in die Bybel in vroeë jare, veral in die Bybelse tyd, dat die woord ook leer dat jy moet die regte wapenrusting aantrek vir die oorlog, vir die stryd. Jy moet jouself met die regte wapenrusting beklee. En in hierdie vers sien ons die woord ootmoed. In hierdie verband beteken 'n ingesteldheid. Dit is 'n frame of mind. Ek moet dus die regte ingesteldheid kry om hierdie nederigheid of ootmoedigheid aan te trek om diensbaar te wees, om onderdanig te kan wees. Die onderdanig en die diensbaar is die aksie wat vloei uit hierdie kopbesluit wat jy maak. Dominee Jurgens Prinsloo praat in 'n boodskap oor diensbaarheid en onderdanigheid, sê hy, onderdanigheid is die aantrek van 'n blou overall vir dienswerk aan God en aan mekaar. Dit is nie 'n rooi overall vir die straat om in te toi nie. Ons overalls moet nie rooi wees nie. Ons overalls moet blou wees vir dienswerk. Want ons sien duidelik dat die diensbaarheid aan God en aan mekaar moet nie net 'n kopskuif of 'n wilsbesluit wees nie. Dit moet werklik oorgaan in aksie. En ons sien hierin ook Jesus se perfekte voorbeeld. Die donderdagnag voor sy kruisiging, hoe hy homself aan die wil van sy Vader in die tuin van Getsemane onderwerp het. Maar dat hierdie onderwerping die Vrydagoggend in aksie oorgegaan het op Golgotha. En jy sien dat nederigheid wat nie aangetrek word nie, kan nie lei tot diensbaarheid nie. En daardie nederigheid wat nie aangetrek word nie, lei ook weer tot hoogmoed. Nederigheid is in die volgende gedagte die sleutel tot God se genade. Ons sê so dikwels vir mekaar, en dit is nie verkeerd nie, dat genade is onverdiende guns. Maar dit kan so maklik die indruk by die wêreld en by die ongeredde mens skep dat God voor die voet sy genade net aan almal gee en dat daar geen verantwoordelikheid aan die kant van die mens is nie. Maar die woord leer ons dat dit is nie so nie. Die woord is duidelik, hy gee sy genade aan die nederiges. Ons sien dus dat die sleutel tot die skatkis van God se onbeperkte genade is juis nederigheid. Weer 1 Petrus 5 vers 5, 'n gedeelte van daardie vers wat vir ons sê, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Nederigheid beteken om op God te reken. Ons lees in 1 Petrus 5 vers 7, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Weet is net 'n nederige mens wat sy afhanklikheid van God verstaan. Die woord waarsku ons baie duidelik dat ons nie op ons eie insig moet steun nie. Spreuke 3 vers 5 sê vir ons, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insigte nie. Want jy sien, solank as wat 'n mens op jou eie insigte steun, sal ons nie in nederigheid ons behoeftes na die Here toe neem nie. Psalm 55 vers 23 gebruik Dawid hierdie selfde gedagte wat ons in 1 Petrus 5 gelees het. Hy gebruik ook die woord werp. Werp jou sorg op die Here en hy sal jou onderhou. Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. Jy weet, die woord werp beteken om ons skotteltjie
vuil water te vat en dit na die Here toe te vat. Maar as jy dit op die Here werp, dan vat jy daai skotteltjie en jy gooi dit uit asof op woestynsand. En daardie water syfer dadelik en daardie sand weg. Maar wat doen ons? Ons werp nie ons sorge op die Here nie. Ons vat hierdie skotteltjie met die vuil water na hom toe, maar ons gaan sit dit daar op die sand neer. Want net nou in ons eie hoogmoed, dan dink ons by onsself, maar ek kan dit eintlik beter hanteer, dan gaan haal ons weer die skotteltjie. Dit is hoekom ons dit moet werp, dat dit wegsink in die woestynsand, daar waar God dit weer kan suiwer, sodat ons dit nie weer kan gaan haal nie. Filippense 4 vers 6 leer vir ons, wees oor niks besorg nie. Dit is net iemand wat totaal en afhanklik van God is, wat in nederigheid dit kan doen. Jy kan net werklik oor niks besorg wees nie, as jy in nederigheid afhanklik is van God. En ek weet, ons is almal bekommerd oor die petrol en die dieselpryse wat ongelooflik gestyg het en volgende maand dalk nog verder gaan styg. En ons weet wat dit op die ekonomie gaan doen, wat dit aan ons lewenskoste gaan doen. Maar ek dink baie van u is 'n bietjie ouer en as u terugdink, kan u die jaar 1973 onthou. Ek was so 6 jaar oud gewees. Toe het hierdie Arabiese lande gekom, die Arabiere, en hulle het die olie van die wêreld weggehou. Hulle het besluit, hulle het gepraat van 'n olie-embargo. Hulle het glad nie olie uitgevoer nie. Daar was nie voorraad nie. Ons in hierdie land het ons moes na 'n begrafnis van my tannie toe ry. Ons moes 'n permit by die polisiestasie kry om petrol in te gooi om begrafnis toe te ry. Daar was beperkings op die hoeveelheid brandstof. Petrolstasies was net sekere ure ook. Maar is meer as 50 jaar terug. Die Here het ons daardeur gelei. Hierdie ding wat vir ons voorlê, die Here sal ons ook daardeur lei. Ons moet net in nederigheid ons afhanklikheid van hom erken en hom vertrou om ook dit vir ons te hanteer. Jy weet, die woord van die Here is so duidelik. Hy gebruik al hierdie woorde, werp al jou bekommernis, nie net sekere bekommernis nie. Wees met jou hele hart. Dit is, by God is dit alles of niks. En as jy jou bekommernis vir hom gee, hy hanteer dit alles. Die volgende gedagte is, het jy geweet dat daar 'n loon vir nederigheid is? God beloon nederigheid. Psalm 22 vers 4 is baie duidelik, die loon van nederigheid is, eerstens, die vrees van die Here. En dan is rykdom en eer en die lewe. Maar ek wil hê ons moet konsentreer op hierdie nederigheid. Die loon van nederigheid is die vrees van die Here. En ons lees in Spreuke 1 vers 7 juis ook dat die vrees van die Here is die beginsel van kennis en wysheid. As jy kennis wil hê, as jy wysheid wil hê, moet jy die Here vrees. En dit is nie bang wees vir die Here nie. Dis hierdie absolute ontzag en respek en eerbied vir God. En as jy nederig is, dan ontvang jy hierdie vrees van die Here as 'n loon. En jy kan God regtig in eerbied vrees. Ons lees in Deuteronomium 10 vers 12 wat God met die volk Israel praat, maar ek glo ons kan dit ook op ons as kinders van die Here, want ons is nie die volk van God, die volk Israel nie, maar ons is die kinders van God. Daar sê God vir die volk Israel, en nou Israel, wat eis die Here die God van jou as net? God eis van ons as kinders ook net die volgende 3 dinge. Om die Here jou God te vrees. Dit is die eerste. Om in al sy weë te wandel. Die tweede. En hom lief te hê. God eis
net hierdie 3 dinge. Ek weet daar's 10 gebooie, die 10 gebooie, en ek glo dit word omvat in hierdie 3 dinge ook. Hy eis niks anders as net dat ons hom sal vrees, dat ons in sy weë sal wandel en dat ons hom sal lief hê. Die laaste gedagte is, nederigheid beteken letterlik om jouself te verneder. Sien, die woord nederigheid is afgelei van die woord verneder. Ons lees in die woord 1 Petrus 5 vers 6, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Maar hierdie is nie 'n aardse, menslike, wêreldse vernedering nie. Dit is nie soos wat die wêreld vernedering verstaan nie. Dit is vernedering onder die kragtige hand van God. Ons lees in Filippense 2 vers 6 tot 7 ook oor die kruistyd van Jesus. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word en in gedaante gevind as mens. Jesus was volkome God, maar hy was ook volkome mens. In die gedaante gevind as mens, het hy, dis Jesus, homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Jy weet, God verwag nie van ons om onsself voor mense te verneder nie. Hy is nie so 'n God nie. Maar juis dat ons onsself voor hom sal verneder. Hier is iets baie, baie persoonliks. Ons sien in die tuin in daardie nag, jammer, dat Jesus het van sy disippels saamgeneem tot op 'n sekere plek en dan los hy hulle daar en dan het hy verder gegaan. En ek het dit, mens lees dit, maar jy sien nie altyd die dieper betekenis daarin nie. En toe ek hierdie voorberei, besef ek by myself, Jesus moes persoonlik met sy Vader gaan ontmoet om homself voor sy Vader te verneder. God verneder ons nie voor ander mense nie. Hy het hierdie afspraak met sy Vader gehad. Ons sien dat dit nie maklik vir ons as mens is nie. Vir Jesus as mens was dit ook nie maklik nie. Jesus was 'n mens en dit was vir hom moeilik. Hy het vir sy disippels gesê, hy is benoud en hy is bedroef tot die dood toe. Hy het op sy aangesig neergeval en hy het gebid en sy sweet het soos bloed geword. En het hy geweet dat God die Vader het 'n engel uit die hemel gestuur om Jesus as mens in daardie oomblik te kom versterk. Dit staan geskryf in Lukas 22 vers 43. En 'n engel uit die hemel het aan hom, dit is Jesus, verskyn en hom versterk. Dit is bewys dat ons as mens het soms versterking nodig. Ons kan nie alles self dra nie. Maar ek glo ook met my hele hart, dit is hoekom Jesus vir sy disippels gesê het en geleer het, dit is voordeliger vir ons dat hy weggaan en vir ons die Heilige Gees stuur. Want jy weet, ek glo ons het nie vandag meer 'n engel nodig om ons te versterk nie. As kind van God het ons God die Heilige Gees in ons harte, elke oomblik van elke dag, elke tree wat jy gee, is hy saam met jou. Jy het nie 'n engel nodig om te kom van tyd tot tyd en jou te ondersteun nie. Ons het God, die Heilige Gees in ons. En kan ek u vanoggend dan vra, was u al daar? U as kind van God, nie of u gered is nie, of u as kind van God al die eie ek gekruisig het, aan uself gesterf het,
Uself verneder het onder die hand van die heilige, almagtige God, deur gehoorsaam te word aan sy wil. Het jy al hierdie persoonlike afspraak met God gehad? Jy weet, ons kan dit nie vanoggend hier as 'n gemeente saam doen nie. Ons kan dit nie as 'n bidtuurgroep of 'n Bybelstudiegroep doen nie. En hoe wonderlik dit ook al is, en is 'n pragtige gedagte dat 'n man en 'n vrou saam Bybelstudie doen en saam stilte tyd hou. Maar 'n man en 'n vrou kan dit ook nie saam doen nie. Dit is tussen jou alleen en jou God. Daarom het Jesus alleen sonder sy disippels gaan bid. Die Here help ons dat ons nie sal skuldig staan aan Johannes 13 vers 17 wat sê, as julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen. Die woord leer ons dat ons daders van die woord moet word. Jy weet, ek sê altyd dat 'n lidmaat van die Evangelies Gereformeerde Kerk en 'n gereelde besoeker aan hierdie kerk sal nie eendag kan sê, ek het nie hierdie dinge geweet nie. Maar die evangelie, die woord word in hierdie kerk suiwer verkondig. As jy in hierdie kerk gesit het onder die klank van die woord, kan jy nie eendag sê, jy het nie geweet nie. Die vraag is, gaan jy daardie saligheid hê met dit wat jy gehoor het en geweet het, gedoen het. En mag die Here ons help om ook nie skuldig te wees aan Lukas 6 vers 46, waar hy self gesê het, en wat noem julle my, Here, Here, en doen nie wat ek sê nie. Amen. Liewe Heer, baie dankie vir die kosbare woord. Here, dankie, al verstaan ons dit nie, al is dit oor ons menslike begrip, dat ons weet, omdat die woord ons leer, dat God, die Heilige Gees, woon in ons, as ons u kinders is. Here, ja, ons verstaan dit nie altyd nie, ons begryp dit nie, maar laat ons dit soos 'n kind glo en u vertrou, en dit aanvaar, en so lewe, dat ons weet, u is as God Heilige Gees in ons. Here, u sien alles waarna ons kyk, veral op 'n selfoon vandag. Ons kan nie vir die Heilige Gees sê, sit eers 'n oogklap aan, ons wil nou na dit kyk. Of sit oorfone in, ons wil na 'n video luister waar God se naam 3 keer in een sin uitlik gebruik word nie. U is in ons, u sien wat ons sien, u hoor wat ons hoor. Ons kan u nie buite die deur van 'n plek los en sê, bly eers hier, ek moet hier ingaan sonder u nie. Waar ons gaan, vat ons u saam. Here, en dankie vir die voorreg vir hierdie kerk wat ons het, waar die woord suiwer verkondig word. Waar ons die evangelie duidelik hoor. Here, waar ons al hierdie dinge weet, wat in u woord vir ons opgeteken is. Maar Here, help ons dat ons in nederigheid daders van hierdie woord sal word. Dat ons dit wat ons hoor, dit wat ons leer, dit wat ons weet, in nederigheid en in diensbaarheid in 'n verlore wêreld daar buite sal gaan leef. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus alleen. Amen. Ons gaan afsluit met die slotlied wat daar op die bord gaan verskyn, Haleluja 294.
ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here wat homself aan ons beskryf as nederig en sagmoedig van hart, sal die nederige seën en hulle behoed. Die Here sal sy aangesig oor die nederiges laat skyn en hulle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor die nederiges verhef en hulle sy vrede en genade gee tot in ewigheid. Amen.